Goed, goeiemiddag graad 10's. Ek maak vir julle 'n aantal video's. Hierdie is die eerste ene wat handel oor kwartaal 3 se werk, wat nou spesifiek die werk is na die algemene agtergrond. En die eerste ding waarna ons moet kyk is 'n mol. Wat is 'n mol? 'n Mol, sê jou studiehandleiding, jou eksamenriglyne, is die SI eenheid. SI eenheid van 'n stofhoeveelheid. Stofhoeveelheid. En 'n stofhoeveelheid is 'n aantal. Hoeveel molekules het ek, hoeveel rose is in die bos? Bosrose. Dis versamelname. Dis 'n sekere hoeveelheid. Ander SI eenhede wat julle ken, is byvoorbeeld kilogram. Of in chemie, kilogram gebruik ons vir fisika, en in chemie gebruik ons gram. In fisika het ons ook kilometer per uur, nee. Ons het meter per sekonde, nee. Ons kan nie somme doen met kilometer per uur nie, want dis nie die SI eenheid nie. Ons het in chemie volume, gaan ons meet in kubieke desimeter. Ons het volume, ja, dis die volume 1. Ander eenhede waarna ons goeders meet is soos 'n dosyn. Jy kry 'n dosyn eiers. Ek kan ook praat van 'n dosyn kinders, en dan weet jy presies, ek praat van 12. 'n Paar is veronderstel om 2 te wees, ons gebruik dit baie keer verkeerd. As ek vir jou sê 'n liter, dan weet jy daar is 1000 milliliter in die liter. So dis woorde waarmee ons 'n hoeveelheid beskryf. SI eenhede is die wat ons moet gebruik in spesifieke kontekste, en 'n stofhoeveelheid is 'n aantal. Goed, so definisies op jou eksamenriglyne. Die eerste ene is, behalwe dat jy moet weet mol is die SI eenheid, moet jy ook weet dat 1 mol se definisie, en ek gaan hom nie oorskryf nie. 1 mol se definisie is die stofhoeveelheid wat dieselfde aantal deeltjies het as wat daar atome in 12 gram van koolstof 12 is. As ons hom 'n bietjie opbreek, dan is die eerste ene, ons gaan praat van die koolstof 12 atoom. Dit is spesifiek die koolstof wat 6 protone en 6 neutrone het. As ons sê, ons vat 12 gram van hierdie. So 12 gram van daai spesifieke koolstof. En ons tel al die atome wat daar binne is, wat ons nie weet hoeveel dit is nie. Dan gaan ons kan beskryf wat's 1 mol. Ek gaan gou een stapie terug. As ek vir jou vra, hoeveel is in 'n dosyn, dan sê jy 12. Niemand van julle wonder daaroor nie. As ek vir julle sê, hoeveel atome is daar in 1 mol, dan hoop ek, almal van julle gaan op hierdie stadium vir my kan sê, wel, juffrou, daar is 6,023 mal 10 tot die mag 23 atome in 12 gram koolstof 12. So die stofhoeveelheid wat dieselfde aantal deeltjies het, hoeveel deeltjies, hoeveel atome is daar in 12 gram van koolstof 12? En Avogadro het nie gaan sit en het getel nie, maar kom ons sê, hy het vir ons uitgefigure. 1 mol is nie 12 nie, 1 mol is nie 2 nie, 1 mol is 6,023 mal 10 tot die mag 23, so 23 nulle na die 6, 23 plekke. So hierdie is 'n definisie wat vir ons eintlik wil sê, waar kom ons aan hierdie getal? Die relatiewe atoommassa
is hoeveel daai nou weeg. So as jy nou 12 gram van koolstof 12 vat, dan sê ons dis 1 mol, en dan gebruik ons dit as 'n basis vir al die ander. So suurstof weeg 'n bietjie meer, en boor weeg 'n bietjie minder, en so kan ons met die periodieke tabel in gedagte, kan ons almal vergelyk hulle relatiewe atoommassas in terme van koolstof 12. Party is bietjie swaarder, party is bietjie ligter. So die grootste verskil, as ons kyk na die volgende definisie wat jy daarso het, is die relatiewe atoommassa. En in die plek van atoom kan ek sê relatiewe molekulêre massa, of molêr, partykeer skryf ons nie die hele woord uit nie, ons sê sommer molêre massa, of formule massa, en al daai oukies kan hierso kom tussen relatiewe massa. Die relatiewe massa is net relatief tot daai koolstof 12 gram van hom. En daarom, omdat hy relatief is, sal ons skryf byvoorbeeld, as ek kyk, die grootste getal by suurstof is 16. So, die relatiewe atoommassa van suurstof gaan wees 16. Omdat dit relatief is, sit ons nie eenhede by nie. Daarteenoor is die ander term wat jy moet ken, is die molêre massa. En nou gaan ek nie elke keer weer skryf nie, maar jy kan 'n molêre massa hê, of 'n atoommassa, of 'n molêre massa, molekulêre massa, of 'n formulemassa, nê. Maar die feit dat hier nie 'n relatief by is nie, sê, nou vat ons daai waarde wat ons op die periodieke tabel kry, die grootte van die twee, nê, atoomgetal, massagetal. Die grootte vat ons nou en ons sê, dit is die massa waarmee ons gaan werk. As ek 'n skaal vat en ek weeg suurstof of koolstof of stikstof af, dan gaan ek sê dis sy massa, en die massa het dan nou 'n eenheid by, en dis 16 gram per mol. So daar is die groot verskil tussen relatiewe molekulêre massa en net gewone molekulêre massa. Een het 'n eenheid by. Al twee hierdie kry jy op jou periodieke tabel, die groot een van die twee. Mol, weet jy, is 'n hoeveelheid, 'n spesifieke hoeveelheid, want die elemente op die periodieke tabel, as atome of selfs as 'n molekule, is baie, baie klein. Ons kan hulle nie uit die houertjies wat julle nou al gesien het in die klas, die individuele molekules of atome aftel nie. En daarom wil ons, KittyCat, nee, ekskuus julle, daarom wil ons 'n versamelnaam hê vir hierdie, waar het ons hom op jou eksamenriglyne, vir daai reuse getal. En die versamelnaam is, as jy so baie deeltjies het, is dit 1 mol. Hoekom is daar 'n -1? Want jy gaan sê, en ek hoop jy besef hoekom skryf ek Avogadro se getal in groen, nee, ons het almal ons assosiasies. Dis 6,02 op die eksamenriglyne het hulle 'n driekie by jou inligtingsblaaie het ek gesien is dit net 6,02 mal 10 tot die mag 23 deeltjies per mol. En nee, ons skryf dit nie deeltjies per mol nie. En daarom kry jy molle -1. So hierdie, ek dink een van die video's het gesê, dis sextillion, as jy 10 tot die mag 23, 10 tot die mag 6 is 'n miljoen. En dan kan jy 6 tot die mag 9, en so kan hierdie getal groei. Dis Avogadro se getal. As ons soveel deeltjies afgetel het, dan is dit 'n hoeveelheid waarmee ons kan werk. En
dit gaan na 1 mol toe. En dan kan ek sê, maar 1 mol van koper is 63,5 gram. En dan kan ek uit my houer in die stoor, kan ek 63,5 gram afweeg. En dit is dan 1 mol koper. Goed, dis die hele mol situasie. Ons gaan hom nou by massa uitkry, maar vir nou wil ek net gou vir jou 'n sommetjie wys. As ek byvoorbeeld vir jou sê, ons het 2 mol, nee, ek wil waterstof en suurstof wil ek bymekaar sit om water te kry. Dan sal die vergelyking so lyk. Maar ek hoop daar's 'n paar van julle wat dadelik vir my sê, juffrou, hier's 'n probleem. Waterstof alleen lyk nooit so nie. Waterstof is altyd 'n diatoom. Dieselfde met suurstof. Suurstof op sy eie is altyd 'n diatoom. Wat is die diatome? As ek hier so langs die kant gou skryf, die diatomiese elemente, dan begin ons by die H aan die een kant van die periodieke tabel, en dan skuif ons oor na die ander kant toe, en dan is dit stikstof, suurstof, fluor, onder fluor is chloor, brom en jodium. So ek onthou hom waterstof, nof en af. En as jy hulle tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dis die super 7. Hulle is altyd, as hulle alleen staan, 'n diatomiese molekuul. 'n molekuul is in graad 10 altyd 'n kombinasie van nie-metale. So waterstof is 'n nie-metaal, en stikstof en suurstof en fluor en chloor en brom en jodium. En as daar 2 van elkeen van hulle is, dan is dit 'n diatomiese molekuul. Maar dis die elemente wat vir ons diatome maak. So nou het ek hierdie klaar reg. Ek kan nie aan die water verander nie. Water bind 2 waterstowwe vir elke suurstof. En as jy gaan kyk na die les oor ladings, dan weet jy, jou eerste groep is altyd +1, as hierdie element deel word van 'n molekuul of 'n verbinding, dan gaan hy 'n lading hê van +1, +2, aan die ander kant, -1, -2. Al die res weet ons nie regtig nie, en as jy 'n raai moet vat, kan jy +2 vat. Ons het vir mekaar gesê, aluminium is +3, en +2, en +1. Nee, daar is ook driekies wat ons kan uit ons kop uit leer. Maar oor die algemeen, -1, suurstof, -2. Die ander oukies verander, hulle lading verander afhangende waarmee hulle bind. Aan die regterkant +1 en +2. OK, so suurstof is -2, waterstof is +1. So as hierdie 2 bind om water te vorm, is dit 2 H's en 'n suurstof. Nou is die volgende probleem wat ek hoor, juffrou, maar daar is 2 H's aan die een kant en 2 aan die ander kant, maar die suurstowwe balanseer nie. En dit is waar ons net vinnig moet raak aan die behoud. Die behoud van atome en die behoud van massa. En dit sê vir ons dat behalwe in sekere omstandighede, moet die atome aan die linkerkant, jou reagense, moet dieselfde wees as jou produkte. Behalwe as daar gas is, nie? En die gas ontsnap. Maar ons is nie nou daar nie. Hierdie kant moet dieselfde wees as daai kant, en duidelik is dit nie. Die massa gaan ook nie, nee, 2 waterstowwe en 2 suurstowwe gaan 'n sekere massa hê, terwyl 2 waterstowwe en 1 suurstof 'n ander massa gaan hê. So hier is 'n probleempie. En dit is hoekom ons balanseer. So die behoud van atome en massa is die rede hoekom ons moet balanseer. En balanseer is nie moeilik nie. Ek kyk, hierdie 2 lyk reg, maar die probleem was by die suurstof. Ek kan nie onder 'n 2tjie sit nie, want dan sit nie meer water nie. H2O2 is waterstofperoksied.
dan het ek heeltemal iets anders gedoen. So om hierdie suurstof te verdubbel, gaan ek 'n balanserende syfer, nê, 'n numeriese koëffisiënt voor die molekuul sit. Nou het ek 2 suurstowwe, maar ek het ook 2 maal 2 waterstowwe, wat beteken hier is nou 4. Gaan ek net na die ander kant toe, en ek sit hier ook 'n 2, dan het ek 4 waterstowwe, beide kante, 2 suurstowwe, en hierdie 2 maak daai suurstof ook 2. Goed, so dis waar balansering inkom. Ons wil gehoorsaam wees aan die behoud van atome of die behoud van massa-teorie. Dis kom ons balanseer. Nou sê ek vir jou in 'n som, nee, die wat ons nou al in die klas gedoen het. Sê nou maar jy het, kom ons begin met die waterstof. Ons het 5 mol van hierdie waterstof. Hoeveel water kan ek produseer? Nee, want hierdie is die reagense en daai is die produkte. Nou het ek vir jou in die klas geleer, as jy die som kry, dan begin jy en jy skryf eers die 2 elemente of die 2 stowwe neer waarmee jy werk. Die een waarvan jy die inligting het en die een waarvan jy die inligting soek. Dan gaan skryf jy neer, wat sê hierdie reaksie en watter verhouding reageer die reagense en vorm die produkte? Waterstof, daar's 2 mol van hierdie waterstof wat ek nodig het. Daai 2 mol gaan reageer met 1 mol suurstof en dit gaan vir my 2 mol water produseer. So nou as ek hierdie ene vat, ek het nie 2 nie, ek het 5 mol. Hoeveel mol van die water kan ek produseer? En nou kan jy of 'n sommetjie doen of jy kan sê, wel, hulle reageer in die verhouding 1:1 eintlik, né? 2:2, as jy 3 het, gaan dit 3:3 wees, 4:4, 5:5. So 5 mol water sal geproduseer word. Kom ek maak hom 'n bietjie moeiliker. Ek sê vir jou, ek gaan 3 mol suurstof gebruik. Hoeveel mol water gaan ek produseer? Begin weer by die begin. Dit tel punte in vraestelle tot en met matriek, so dis 'n goeie gewoonte om aan te leer om al die stappies mooi neer te skryf. Ek het suurstof en water, so dis die 2 stowwe wat ek neerskryf. Suurstof, water. Wat is die verhouding waarna hulle reageer en geproduseer word volgens my oorspronklike vergelyking, wat die balanserende syfers in het? En ek het dit dalk nou nie genoem nie, maar as daar nie 'n getal staan nie, dan weet jy daar's 'n 1. So hulle gaan reageer in die verhouding 1:2. So vir elke 1 mol suurstof gaan ek 2 mol water produseer. Maar ek het nie 1 nie, ek het 3. Nou is dit ook nou nie 'n moeilike som nie, want 1 moet ek maal met 2, so die 3 moet ek maal met 2. Maar kom ek wys vir jou die sommetjie wat jy kan doen, as die syfers nie so maklik is nie. So, langs my vraagteken, vat jy die 3, jy deel hom met die 1 bo hom, en jy maal hom met die 1 langs hom. So 3 gedeel deur 1 maal 2. En dit gaan vir jou 6 gee. So 6 mol water is dan my antwoord. In gevalle waar ons gewone heelgetalle het, is die sommetjie gewoonlik maklik. En jou balanserende syfers is altyd heelgetalle. Ek dink die grootste een wat ek al gesien het was 'n 8 of 'n 12, nee, hulle raak nie baie groot nie. Maar wanneer ons begin met somme, waar ek 'n sekere massa van waterstof afweeg, dan kry ons baie keer molhoeveelhede wat 0,01 is, 0,0257, sulke vreemde getalle. Dan is dit belangrik om 'n sommetjie te hê, om dit uit te werk. Die sommetjie tel nie punte nie, jou verhouding tel punte, en jou antwoord wat jy kry, tel 'n punt. OK, ons hoef nie net te gaan
van die reagense na die produkte toe nie. Ons kan van die produk, ek kan vir jou sê as ek 10 mol water geproduseer het, hoeveel suurstof of hoeveel waterstof het ek nodig gehad? Of ek kan vir jou sê, ek het 5 mol van die waterstof. Hoeveel mol suurstof het ek nodig om hierdie reaksie te laat plaasvind, dat daar nie een van die twee oorbly nie. Ek wil alles aan hierdie kant, aan my reagensie se kant gebruik. Dan gaan jy skryf neer, ek het waterstof en ek het suurstof. Hulle reageer in die verhouding, kyk na die balanserende syfers, hulle reageer in die verhouding 2 tot 1. 2 tot 1. Die som gee vir my 5 mol hierso, en hy vra hoeveel suurstof. Ek doen my sommetjie. Langs die is gelyk aan die 5 gedeel deur die 2 maal met die 1. Gedeel deur maal. So 5 gedeel deur 2 maal met 1 en dit is 2,5 mol suurstof. O2. En nou kan ek gaan op my periodieke tabel en ek kan gaan kyk hoeveel sal 2,5 mol suurstof weeg. Maar daai sommetjie sal ons nou in die volgende video doen. So hier is hoe ons mol gaan gebruik. Mol is 'n aantal deeltjie, 'n hoeveelheid, 'n stof hoeveelheid. En hoeveel is 1 mol? Wel, 1 mol is 6,02 maal 10 tot die mag 23 deeltjies. Ons sê baie dankie vir Avogadro wat sy lewe opgeoffer het om dit te tel. Just joking. Sien jou in die volgende video, dan kyk ons na massa en aantal deeltjies en hoe om die formules te gebruik.